Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Vandag gaan ons praat oor die groter ras en kleiner ras. Sorry, vir so 'n oomblik het ek nou stil geword. Dis nie die beste manier om 'n video te begin nie, maar in 'n geval. Hier is ons nou. So, groter ras en kleiner ras tekens. Ek is heel seker julle het dit al gesien. Anders sou julle nie op hierdie video geklik het nie en julle sou ook nou nie hier wees nie. As jy net sukkel met sekere van die goedjies of van dit vergeet het, kyk in die timestamps daar onder in die description. Hulle hoort jou mooi te wys waarheen om te gaan. As jy byvoorbeeld net sukkel met die groter as en gelyk aan, of as jy net 'n paar voorbeelde wil hê van hoe dit gedoen moet word, ek sal alles daar in die timestamps sit en jy volg dit net dan. So, ons begin. Kleiner ras, of die eerste een is groter ras en die tweede een is kleiner ras. Nou hierdie is nie net 'n nice gesiggie nie. Ek het daar gesit om met grap terug te maak, maar ek weet meeste van die kinders sukkel daarmee vir een of ander rede. Ek kan nie uitmaak hoekom nie. Dit is regtig baie eenvoudig en sodra jy net die konsep daarvan verstaan, dan gaan dit baie makliker wees. Dan gaan jy sulke lae gesiggie kan hê as jy wiskunde doen. Nee. Okay, so hoe ons dit gaan gebruik is die volgende. Jy het dit laas gesien in versameling keerder notasie. Nou, as jy nie weet waarvan ek nou praat nie, ek sal 'n video in daai hierso regs bo, hy hoort nou ewe skielik daar te verskyn, so hier rondom amper 2 minute, sal ek 'n video, julle verwys na 'n video toe wat ek gemaak het oor die voorstelling van getallestelsels en dan verduidelik ek versameling keerder notasie. As jy dit nou nog nie gesien het nie, dan vra ek nou om verskoning, dan is dit nou nie heeltemal op toepassing van jou nie, maar dit is waar ons dit gesien het, laaste. Dit is waar ons dit baie nog ver vorentoe gaan sien en dit is waarmee ons in die toekoms gaan werk. Okay, versameling keerder notasie en om dit te kan verstaan, moet jy verstaan hoe hierdie tekens werk. In die eerste deel praat ons gaan nie praat oor daai eerste gedeelte nie. Die X. Ons gaan nie praat oor hom nie. Ons gaan ook nie praat oor die laaste deel nie. Ons gaan nie praat oor die kop nie, ons gaan ook nie praat oor die stert nie. Ons gaan praat oor dit wat in die middel gewoonlik staan van versameling keerder notasie. So, wat in die middel van versameling keerder notasie staan, is daai dingetjie net daar. Okay, dis waaroor ons gaan praat. Dit is die onderwerp van ons video. Want jy moet daai kan lees. Wiskunde is 'n taal, onthou dit net. En wiskundiges so lei om sinne te skryf en allerlei dinge doen. Ons is nie Afrikaans onderwysers nie, ons is wiskundige mense wat lei is en nie alles wil uitskryf nie. So ons gebruik simbole ensovoorts. Hierdie teken hierso, of hierdie ding hierso, daai net daar, beteken, X bestaan, nou, X is 'n klas, of 'n groep van dinge, ek weet of ek gaan het sommer nou vir julle verduidelik. Imagine jy is in jou wiskunde klas, né? En iemand wil die hele klas aanspreek, soos hulle sê oor die interkom, kom ons sê julle is graad 8 in klas 12. Graad 8 12. Kom ons noem dit eerder iets anders. Graad 8 K2, nee, kom ons sê net julle klas se naam is K2. Ek weet nou nie hoe julle klasse in verdeel is of wat die klasname is nie, maar ons by die skool waar ek werk is dit so. Nee, dan is dit graad 8 K12, nee. Het ek gesê K12? In elk geval. Nou, as die interkom aangaan en daai tannie vra vir die onderwyser, hoorie mevrou, is 8K12 nou by jou? Dan verwys hy nie net na een kind in die groep nie, sy verwys na die hele groep, die hele klas, al die kinders in die klas. So, sy hoef nie te gaan sê, is Carly, Andrei, Josef, Jakob, Frederik, Ivan en Chantay vandag by jou nie. Nee, sy sê net is 8
12 of 8K12 by jou, nee, so deur te sê 8K12 verwys hy nie net na een kind nie, maar die groep kinders in die klas. Elke liewe een van hulle, en dis presies wat 8, hoor my, dis spring ek myself nou voor, dis presies wat X hierso in hierdie voorbeeld beteken. X is nie net een nie, X is 'n klomp, X is 'n klas, X is 'n groep van dinge, en hierdie groep van dinge bestaan tussen 3, die dinge is obviously getalle, hulle bestaan tussen 3 en 8, waarvan dit nie gelyk is aan 3 nie, maar ook nie gelyk aan 8 nie. So, alles tussen 3 en 8, maar nie 3 en 8 nie. So, X is groter as 3 en kleiner as 8. Hoor jy hoe lees ek dit? Hoor jy hoe praat ek dit? Dis hoe jy dit in jou brein moet oorspeel. X is groter as 3, maar X is kleiner as 8. En hierdie alles hang af van waar die X staan. Want die X lees ons in terme van die groter as en kleiner as teken. So, ek dink is Engels om te sê, met respect tot die tekens. Want in Engels sê hulle mos with respect to. Maar, ja, in posisie met hierdie tekens, waar staan X? Dit bepaal hoe ek het sê. Dit bepaal wat ek praat of hoe ek het noem. So in hierdie geval staan die X aan die regterkant van die tekenkie, nee, my tekenkie, en daarom sê ek X is groter as, hoor jy wat sê ek? Groter. X is groter as X. X is groter as 3. Sorry. Nou, sodra die X dan aan die linkerkant gaan staan, is X kleiner as 8. Nou, jy hoef nie hierdie net te memoriseer nie. Jy hoef dit nie net te memoriseer nie. Daar is interessante maniere hoe jy dit vir jouself kan, hoe jy jouself kan herinner hoe om dit te doen. Een van die onderwysers, weet ek, maak so streepie by die oop kantjie. Dan gaan hy so af en hy maak 'n boogie hier onder. Dan lyk dit 'n klein bietjie soos 'n G. So as die X aan daai kant staan, of as jy hierdie teken sien, en jy trek daai streepie toe, dan lyk dit 'n bietjie soos 'n G, dan kan jy sê dis groter as. En hierdie een, maak jy nie die streepie nie, want die X is aan die linkerkant, so jy maak die streepie daar, jy maak dit nie by die oop kant nie, jy maak dit by die klein kant. Dan lyk dit so 'n bietjie soos 'n K, en daarom gaan X kleiner as 8 wees, maar ek hoop nie, hoe ek het onthou, en hoe ek het verstaan, is nie deur interessante dingetjies wat ek gememoriseer het, hoe om my te help in die toets nie, ek verstaan dit net. So, my uitpunt, my doelwit, dat is my doelwit van hierdie video is vir jou om dit te verstaan, nie om te gaan en dingetjies te gaan memoriseer nie, okay? So, hoe gaan ek dit doen? Nou, 'n ding wat jy baie gaan hoor by onderwysers, veral graad 8 en 9 onderwysers, miskien nog graad 10 onderwyseresse, is hulle gaan praat van krokodiltande. So, as hulle verwys na krokodiltande, bedoel hulle hierdie tekens, die kleiner as teken en die groter as teken. Vir dit om te werk, het ons kleiner as en groter as tekens nodig. So, ons werk eers met kleiner as en groter as, ons gaan nou werk met kleiner en gelyk aan, en groter en gelyk aan, maar vir hierdie verduideliking om te werk, gaan ons eers net praat van kleiner as en groter as. Okay, so, jy het vanselfsprekend getalle nodig wat groter is as, of kleiner is as. Het help nie, jy het getalle wat presies dieselfde is nie. So, ons gaan getalle moet hê wat kleiner is en groter as is. Nou, die vraag is eintlik, hoekom ons dit krokodiltande noem, dis dit makliker om dit te verstaan, is omdat, verbeel jou, ek en 'n hoender staan voor 'n krokodil. So ek 80% vet en vleis staan voor die krokodil en langs my staan die hoender, hy is omtrent so 5, bietjie minder as 5 kg,
Maar hy is omtrent net vere, dalk 'n klein bietjie vleis net so met so hoenderpootjie of wat ook al. Dis die hoender. Wie dink jy gaan die krokodil eerder wil eet? Die 5 kg hoender of die 80 kg vet en vleis mens? Ek weet dit is bietjie grotesk om daaraan te dink. Moet nou nie jou verbeelding te sterk gebruik nie. Maar die aard van die saak is die krokodil gaan nie die hoender wil eet nie. Selfs al het jy die geleentheid om te kies tussen ek weet nie, iets groots en iets kleins. Imagine jy het 'n lollipop voor jou, 'n groot lollipop en 'n klein lollipop. Jy gaan nie die klein lollipop vat nie, jy gaan die groot lollipop vat. Of die groot sak sweets of wat ook al. Die aard van die saak is die mondjie maak altyd oop na die groter een toe. So jy wil nie die kleiner een eet nie, jy wil die groter een eet. Altyd. Every single time, elke liewe time. Nou gaan nie 'n geval wees wat jy eerder die kleiner een gaan kies en dat hy eerder na die kleintjie gaan wys nie. Dit gaan altyd so wees dat hy wys na die groter as een toe. Nou in hierdie voorbeeld is nie reg nie. Dis net ter wille van verduideliking. In 'n sin kan jy nie, asseblief, omdat jy in die begin van die video het ek vir julle gewys, daai 8 en daai 3, die tekens het dieselfde rigting toe gewys. In 'n enige wiskundige vraag, nooit in jou lewe, in dieselfde rytjie, moet jy die tekens maak dat hulle so na mekaar toe wys nie. Die mondjies. Nooit nie, okay? Want jy lyk flippin' stupid as jy dit doen. En jy wil nie flippin' stupid lyk nie, jy wil eintlik soos 'n genius lyk. Nou die ding is, as ek dit so skryf, kom ons sê nou maar ek skryf dit so, en hier so skryf ek 'n 3, daar skryf ek 'n X, en daar skryf ek 'n 8. As die mondjies so na mekaar toe wys, dan beteken dit, hierdie 3 is kleiner as die 8, wat reg is. Maar, dan gaan dit ook beteken dat die 8 is kleiner as die 3, en die 8 is nie kleiner as die 3 nie, die 8 is groter as die 3. So, hier is net 'n voorbeeld. Asseblief moet dit nie so in julle boeke skryf nie. Dit is net 'n voorbeeld om aan te dui dat die mondjie altyd gaan oopmaak na die vet en die 70 kg vet en vleis dingetjie. So die krokodil gaan altyd, every single time, vir die groter een. Nooit vir die kleintjie nie. Ja, en moet dit nie so skryf nie. Dis die twee belangrike dinge. So, daar was nou groter as en kleiner as. Kom ons kyk nou na wat as dit groter as en gelyk aan is en kleiner en gelyk aan. Dit is presies dieselfde. Al wat verskil, hulle maak nog steeds oop na die groter toe en hulle rug is gedraai na die kleiner toe. Al wat verskil is die feit dat hulle so streepie onder dit kry. Daai streepie beteken letterlik net is gelyk aan. Ek gaan nou met die voorbeelde vir julle 'n paar drills gee waar julle nou mooi gaan luister na wat dit presies beteken. Maar dit werk presies dieselfde. Die krokodil gaan nog steeds vir die groter een. Hulle verander nou nie skielik nie. Al wat anders is die feit dat hulle nou gelyk aan is. Okay, voorbeelde. Eerste voorbeeld. Hoe lees ek dit? Kyk waarheen, nou ek het vir julle gesê dat die hoe ek dit lees is afhangend van waar die X staan. Nou ek het daai sin gesê. Toe sê ek die Engelse gedeelte van with respect to. So in hierdie geval, in hierdie voorbeeld, lê die X links van die teken. Maar jy hoef nie daai goedjies te onthou nie. Jy hoef nie te onthou dat okay, nou moet jy 'n streepie daar maak vir die kleintjie is en dan sien jy dis 'n K wat beteken die X is kleiner as die 8 nie. Jy kan dit net lees asof dit 'n klein krokodiltjie is wat 'n getal wil eet. So in hierdie een besef jy die 8 is groter as die X. Want die krokodil gaan vir die 8. So ek kan hierdie in twee maniere lees. 8 is groter as X of die teenoorgestelde of die van die ander kant af eintlik. X is kleiner as 8. Dis die twee maniere wat ek dit kan lees. Maak dit sin? Okay, great. Geen vrae nie, niks vrae nie. Wonderlik, julle sulke soet klas. Volgende een.
minus 2 kleiner as x, kleiner as 12. So, hierdie kan ek van al twee rigtings aflees. Ek gaan hom eers van die linkerkant aflees. Jy kyk na die minus 2 en die x, né? En dit sê vir jou, x is groter as minus 2, wat reg is. En aan die regterkant staan daar, x is kleiner as 12. So die rede hoekom hierdie reg is, en onthou, ek het vir julle gesê in die krokodil slide, moenie die tekens na mekaar toe wys nie. Sien jy hierso wys die tekens weg van mekaar af. Die eerste een wys weg van die minus 2 af en die tweede een wys weg van die x af. Dit is so belangrik dat jy daai reg skryf, want kan jy glo, nee, ek kry onophoudelik, selfs graad 10's wat hierdie nie reg kry nie. So, wees beter. Wees net absoluut beter as die graad 10's. Graad 10's wat ek ken, nie noodwendig graad 10's in jou skool nie. Volgende voorbeeld. Hoe het ek daarin gelees? Daarin beteken x is groter as minus 2, maar x is kleiner as 12. Ok, nou, kyk waar staan die x. Die x staan nou skielik aan die regterkant. So as jy geleer het, daai tekenkie daar, as die tekenkie so lyk, dan is hy kleiner as. Dan gaan jy hierdie ding verkeerd sê, want in die eerste een was dit heel toevallig reg, x is heel toevallig kleiner as die 8, maar in my tweede voorbeeld, gaan jy dit nie so kan sê nie, want x is in hierdie geval groter as die 3. X is groter as die 3, want die krokodiltandjie maak oop na die x toe. Wat beteken x is groter as die 3? Volgende voorbeeld. Hierdie is net, ek is net besig om hier so rond te speel. Met die groter as en die kleiner as, kan jy hierdie doen. Jy kan gaan sê, 2 is kleiner as 3, 3 is kleiner as 4, en 4 is kleiner as 5. Hierdie sin maak sin. Jy kan nie dit doen met is gelyk, groter en is gelyk aan nie, want jy kan nie sê 2 is gelyk aan 3 nie, want dit is nie. Jy kan dit ook nie andersom doen nie, soos hulle omdraai, want dan gaan jy byvoorbeeld sê 3 is kleiner as 2, en dit maak nie sin nie. Hierdie sin, gaap ek nou lekker. Sien ek praat soveel, ek vergeet skoon om te gaap. Hierdie sin sê, 2 is kleiner as 5 op die ou ende, en 5 is groter as 2. En dis reg, dis waar. Dit is hoe mense dit lees. Volgende voorbeeld. Nou begin ons werk met die gelyk aan. Kyk weer, x is aan die linkerkant, maar kyk na jou krokodiltandjie, dit beteken dat x is groter as, maar nou het hy 'n streepie onder. So jy sê nie net groter as nie, jy sê, x is groter as, en gelyk aan 3. Volgende voorbeeld. Sien jy, ek het die krokodiltandjies omgeruil. Dis letterlik net om jou die mekaar te maak. Maar dis ook sodat jy kan besef dat jy hierdie ding heen en weer kan lees. Daar's nie net 'n reguit lyn metode wat jy hierdie ding nou lees nie. Hy kon soontoe gewys het en hy kon soontoe gewys het. Dis nie omdat hy nou 'n groter as of gelyk aan teken is wat hy na die ander kant toe wys nie. En dit was ook nie omdat hy net gelyk aan is of kleiner as of groter is dat hy soontoe wys nie. Jou tekens kan enige kant toe lê, solank dit sin maak. Want hierdie x lê tussen 16 en 7. So x is groter as en gelyk aan 7. Sien jy dit? X is groter as en gelyk aan 7, maar x is ook kleiner as 16. Hierdie maak sin want 16 is groter as 7 en 7 is ook kleiner as 16. Maak dit sin? En daai is gelyk aan is net in terme van die x. So x is 'n groep kinders. X is 'n groep kinders. Imagine die klas waarin jy behoort, die ou wat heel bo op die klaslys is, sy naam, sy van is Ackerman of so iets. Kom ons sê John Ray Ackerman, en die ou heel aan die einde is Van Wyk, right? Petrus van Wyk. So die eerste ou Ackerman en die laaste ou Van Wyk.
as jy wil sê X my klas bestaan, dan sê jy my klas bestaan tussen die kinders Ackerman en Van Wyk. Want dan gaan al die kinders daar in die middel bestaan. Kom ons sê Van Wyk is die dag afwesig, dan gaan jy sê almal is hier behalwe Van Wyk. Verstaan? So dan gaan daar nie ingesluit wees nie, want hy's uitgesluit. Hy's nie by die skool nie, hy's actually by die huis. Maar Ackerman is byvoorbeeld hierso. Maak dit sin? Ek hoop hierdie klasstaf verduidelik. Ek hoop dit maak vir jou sin. Ek het dit vir ander mense ook so verduidelik en hulle het dit gesnap. So as jy nie 'n ander mens is nie, dan ek weet nie, shame out. Dan sal ek nog 'n paar voorbeelde doen iewers in die toekoms. Volgende voorbeeld. Hierso is die toekoms. X is groter as, kyk waar toe wys die krokodiltande, en gelyk aan -40 en X is kleiner as 5. Maklik, glad nie moeilik nie, ons het nou al te veel daarvan gedoen. En dan die laaste voorbeeld. X is groter as en gelyk aan 13. Kyk, nou is Ackerman en Van Wyk hier, want altoe van hulle is ingesluit. En die groep, die klas, bestaan tussen 13 en 15. Asof 13 Van Wyk is en Ackerman 15 is. Waarvan beide Ackerman en Van Wyk hier is. Maak dit sin? Ek hoop dit maak sin. As dit nie sin maak nie, is ek jammer. Nou is dit nou maar jou probleem. So, X bestaan tussen 13 en 15 waarvan dit gelyk is aan albei. So X is groter as 13, maar X is kleiner as 15. Okay, dis dit. Dis die hele, dis my hele speech. Dis alles wat ek wou sê. Dit was tog nie so lank nie. So, as jy nog enige vrae het, stuur asseblief vir my. Jy kan 'n comment stuur, ek sal sien. Jy kan 'n e-mail stuur. Ek het my e-mailadres daar aangesit. Jy kan mal gaan. En ek sien jou dan in die toekoms.